Goeiemôre. Gaan dit goed met julle? Mooi. Baie welkom by vanmôre se erediens. Ons is in die 4de week van lydingstyd begin nou vandag. Ons gaan nou die 4de week van lydingstyd in. En ek het nou al met 'n paar mense gepraat en 'n klomp het nou al vir my gesê hoe hulle deelneem en wat hulle vas en al die dinge. So nou ja, ek het nou hierdie week het iemand nou vir my gesê, hulle vas koffie. Dog ek by myself, kyk as jy nou wil hê, as die dag is ek nou koffie vas, nee. Die oorlog wat daar in die Midde-Ooste is 'n filletjie. Ja, dis nie ek. Ek eet my koffie. Die teks wat ons vanmôre na kyk is die baie bekende gedeelte uit Lukas hoofstuk 15, die verlore seun is die opskrif daar in die teks. En die tema vanmôre is die prysuitdeling. Voordat ons verder daaroor gesels, kom ons begin weer lekker saam te sing. Ons voorsang vanmôre 2 lofprysingsliedere, Grote God aan U die eer en dan Here ons sal U loof en dan die aanbiddingslied die 179 Vader in die hemel. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
daar is kinderkerk, soos die nou nog kinders in die erediens is, wat eerder soontoe wil gaan, dan kan julle nog soontoe gaan. Volgende week het ons jeugdiens, en dit is dan ook in eredienstyd, dit op die kalender is dit aangedui, die Sondag daarna. Ons het nou geskuif na volgende week toe. Ons gaan bietjie praat oor integriteit, so ontknoop dit asseblief nou al in julle ore, of in julle sakdoeke, of in julle kouse, of waar ook al, wat julle onthou, maar ons sal dit kommunikeer en op die sosiale media ook uitstuur, maar ons jeugdiens is volgende Sondag in eredienstyd. En dan ons jeugaand is die eerste Vrydag nadat die skole weer geopen het, maar ons sal dit kommunikeer. Dan is daar op die afkondigings is daar die groot ding op hierdie stadium wat almal asseblief moet onthou, is nou die looitjies wat verkoop word vir die Jersey slagos, en die kaartjies of die looitjies is beskikbaar by die diakens of dan nou by die kerkkantoor. So ek het toe ons die advertensie uitgestuur het ek gesê, jy het 'n beter kans om hierdie ons te wen as die lotto. So los die lotto, koop vir jou slagos. Dis in elk geval die goedkoopste bees wat jy in jou lewe ooit sal koop, as jy nou die looitjie wen vir R100. En as jy nou gaan uitwerk, wat is dit rand per kilo vir die biltong wat jy daar uitkry, dan is dit minder as R1. So dit is regtig die moeite werd. Kom koop asseblief looitjies by die diakens of dan nou by die kerkkantoor. Dankie Sarel en diakens vir julle inisiatief hiermee. En ons gaan die wenner aankondig die dag met die barmhartigheidsete, van die meisies se barmhartigheidsete wat B-sterk gaan wees. Dis 'n B-sterk ete. Nou, hulle het dit nie offisieel gesê nie, maar ek sê dit. As jy nou daai dag, as jy jou looitjie wen en jy's nie daai dag daar om te kom B-sterk eet nie, dan gaan ons weer 'n nuwe looitjie. Jy moet die B-sterk ete bywoon om te hoor of jy die looitjie gewen het. Dan het ons nou verjaarsdae hierdie week en ons het 'n paar name by die voorbring, maar voordat ek dit dan nou sê, ons gaan by die deure die kollekte opneem, nie in die banke nie. Ons is bietjie min hande vanmôre, so ons gaan sommer by die deure die kollekte opneem. En dan by die beterskap wense en voorbring, het ons asseblief nog steeds vir Elna Flynn. Dit gaan op hierdie stadium darm beter met haar, sy is nog nie hier nie, maar die plan is dat sy binnekort dan nou terugkom die kant toe, en dan hier by saamstaan ingaan, maar dit gaan nou alles afhang van die tipe behandeling wat sy nou moet kry wanneer sy uitkom, en dis meer. Maar dit gaan daarom al heel wat beter met haar, en sy het haar veloorplanting gekry ook hierdie week, so natuurlik is dit nou maar bietjie seer en gevoelig, so asseblief dink maar aan haar. Met Flip gaan dit heel wat beter, hy is by die huis, hy vat dit nou maar nog rustig, en hy het iemand wat hom op hierdie stadium help, daar by die werkswinkel, om net die werk wat agter geraak het weer bietjie intaal, maar dit gaan beter met hom. En dan oom Mani, dit gaan beter met hom ook, hy is by die huis, hy is besig om aan te sterk by die huis, so ons is baie dankbaar daaroor, en dan wil ons vra dat jy asseblief sal bysit by die lys. Marius Potse, hy sit mos nog altyd hierso in die bank hier, en hy het op hierdie stadium erge uitdaging met epilepsie. Sy epilepsie het redelik toegeneem, die intervalle daarvan het ook redelik toegeneem, so asseblief aan hom ook dink. En dan het ons nou verjaarsdae hierdie week. Vandag is die 8ste, nee, so môre verjaar Susan Jacobs, is sy hier? Daar sit sy. Susan, baie goed. En dan Melbury ook, sy is ook nie hier nie, sy is bietjie siekerig. En dan die 11de Woensdag verjaar George, ek weet hy is hier, ek het hom gesien. En Corley,
daar sit sy die kant toe. En Petrie, hom het ek nie gesien. Sy het al 2 chocolates, gaan Johan 1 kry, Corrie? Nee. Maar hy het dan die 12de vir 'n jaar Wilman Pieters, sy is ook nie meer. Maar baie geluk met julle verjaarsdag, hoop julle het 'n baie lekker dag en 'n wonderlike week, 'n mooi nuwe lewensjaar. En dankie dat ons julle verjaarsdag saam met julle kan vier. Dis dit ten opsigte van die afkondigings. Ons aanvangswoord vanmôre is uit Hebreërs hoofstuk 1 vers 10 tot 12. U het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal verbygaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal verslyt en soos 'n mantel sal u hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar u bly dieselfde. En u jare sal nie tot 'n einde kom. Nou medegelowiges, hierdie God wat die Hebreërs skrywer beskryf dat hy onverganklik is dieselfde God wat vanmôre ook hier teenwoordig is. Dis dieselfde onverganklike God in wie se teenwoordigheid ons vanmôre bymekaar gemaak het. Ons foto vanmôre is responsories en dit is 'n gebed waarom ons vir Here vra dat hy juis nou in lydingstyd ook vir ons sal kom skenk. Sy teenwoordigheid, sy lig en sy genade. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe. Want u alleen is ons koning en ons Heer. Medegelowiges, genade, vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ek gee nou 'n paar oomblikke vir stil gebed, waarin jy nou weer bietjie nadink oor lydingstyd, waar jy is, waar ons trek in lydingstyd, en vanmôre blaas ek nou die 3de lydingskers dood, en die proses is sodat ons hulle so doodblaas in 'n ry, en dan die laaste een sal dan nou uitgeblaas word op Goeie Vrydag. Ons voorootmoediging vanmôre, saam met die voet en die seëngroet, is, voordat jy aangaan, is 'n geloofsbelijdenis aangepas uit Job uit, wat ek graag vir julle wil voorlees. Ek glo in die God van Job, die God wat die aarde se fondamente gelê het en wat die aarde afgemeet het. Ek glo in God wat die see opgedaan het en toe hy begin uitborrel het,
en die God wat die môre beveel om nog steeds te kom. Hy wat lig oor die hele aarde bring. Ek glo in God wat die sneeu berge, wat die haal opgaar en wat vir die stortreën 'n pad oopkan en vir die donderwolke hulle koers bepaal. Ek glo in God wat die 7 ster met 'n band vasknoop en die band van Orion kan losmaak. Hy wat die sterre op hulle tyd laat opkom. Ek glo in God wat weerligstrale uitstuur, wat verstand gee aan die ibis om teen die vloed te waarsku. In God wie insig gee aan die haan om die dag aan te borg. Ek glo in God wat die tyd bepaal wanneer die klipspringers land, wat hulle die draagtyd bepaal, wat aan die wilde donkie sy vryheid gee en hom ongebonde vry laat loop. Ek glo in God wat sy seun Jesus vir ons gestuur het. Ek glo in vergifnis van sonde. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo dat die God van ons God van môre hier is, ons ontmoet en ons in sy teenwoordigheid verwelkom. Kom ons erken dit gesamentlik as 'n geloofsgemeenskap deur vanmôre te sing sittend die 510 genade onbeskryflik goed. Dankie Here dat U dit so bepaal dat ons die vermoë het om as 'n geloofsgemeenskap hier by mekaar te kan kom en ook saam U te kan aanbid. Sonder vrees vir vervolging, sonder vrees daarvoor dat ons gemartel gaan word,
doodgemaak kan word op grond van die feit dat ons U bely. Hierdie vryheid, Here, wil ons vra dat U deur die Gees ons kronies sal herinner dat dit regtig 'n groot voorreg is en ook daarmee saam verantwoordelikheid is. Here, ons is deeglik bewus daarvan dat U die grootte God is wat soos Job dit sê, die aarde op sy fondamente gelê het. Dankie Here dat ons kan weet dat U as die groote God, wat ook, Here, altyd teenwoordig is, omdat U onverganklik is, met ons moeite doen. Ons wat maar eintlik as is, en weer tot as gaan terugkeer. Ons bid, Here, dat U vanmôre deur die woord weer vir ons sal kom bewus maak en met ons sal kom praat. Here, dat U Uself aan ons wil openbaar, sodat ons U al beter kan leer ken, Here, en uiteindelik ons verhouding met U kan verbeter. Daarom bid ons, spreek Here, U kinders luister. Amen. Okay, Lukas hoofstuk 15, vers 11 tot 32, die bekende gedeelte van die verlore seun. Jesus is aan die woord, hy is besig om 'n klomp gelykenisse te gebruik om die mense te leer. En dit gaan spesifiek oor genade en die mense se manier hoe hulle God verstaan en sien as 'n Vader, 'n liefdevolle Vader. En hierdie gelykenis is maar die kern van die hele gesprek wat gevoer word. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van my eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkoos. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die peule van die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe hy egter tot sy sinne gekom het, en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Kyk, ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in U oë. Ek is nie langer werd om U seun genoem te word. Behandel my soos een van U dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader toe gegaan. Hy was nog ver weg. Toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehad. Kyk, ekskuus julle, die receiver daar, kyk net of sy kabeltjies ordentlik in is en reg is. Ek weet nie wat nou vanmôre aangaan.
Ja, maar oor dit, jy moet hier nou net 'n bietjie volume gee asseblief. En nou klink ek soos 'n meisiekind op hierdie mikrofoon. Die seun het gesê, dis nie langer werd om u seun genoem te word nie, maar handel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun het toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lam stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verloor en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld. En toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, hy hom geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af, en ek het nog nooit 'n opdrag van u jong veronagsaam. En vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon fees vier nie. Maar toe hierdie seun van u teruggekom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom 'n vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Hierdie verhaal ken ons almal baie goed. Ons het dit al menig male gehoor, het sy by die huis of by die sonnaarskool, en ek is seker net al in jou leeftyd heel wat preke daaroor gehoor en ouens gehoor, 'n opinie daaroor lewer en die so. So dis 'n baie bekende gedeelte, maar kom ons sê net gou weer vir mekaar wat hier gebeur in die gelykenis. Jesus is besig om met hulle te praat en vertel in hierdie verhaal, en daar is eintlik in hierdie verhaal 2 verlore seuns. Die een is nou natuurlik die een wat weg was, wat sy gedeelte van die erfpos gevat het, dit omgesit het in geld, en toe nou die geld gaan verlos het in 'n ver land. En die ander een is die oudste seun. Nou, in die teks lyk dit nie asof hy verlore was nie, want hy was nog die hele tyd by die huis. Hy het nog die hele tyd saam met sy pa gewerk, aan die boerdery, en wat dit ook al nog mag wees. So hy was nog die hele tyd by die huis. Maar hy was nie verlore in dieselfde sin as die jonger seun wat by 'n ver land was, wat weg was van sy huis af. Die ouer broer was ook verlore, maar op 'n ander manier. Nou hierdie oudste seun, hy was in die veld, en toe hy terugkom, toe hoor hy nou hierdie gedans en die musiek en al die dinge, en hy roep toe na een van die slawe, een van die bediendes nader om vir hom te vra wat aangaan. En hierin sien ons reeds dat Jesus dit so vertel, dat hy vir die mense sê dat hy was eintlik verlore, want hy kom daaraan en hy het nie 'n klou wat aangaan. Nie dat 'n mens sou moes dink dat hy self moes weet wat aangaan, want al hierdie dinge gebeur terwyl hy in die veld was. Maar toe hy daar aankom, toe voel hy verlore, want hy weet nie wat aangaan. Net soos wat ek en jy ook soms verlore voel, omdat ons nie
nou gebeur daar goed en dan het ons nie 'n klou wat aangaan. Of kinders kom by die huis en dan sien jy sommer op die uitdrukking op hulle gesig dat hulle voel verlore, want hulle het vandag in die wiskundeklas nie 'n klou gehad wat daar aangaan. Ons almal gaan deur sulke tye wat ons regtig verlore voel. Eenvoudig nie omdat ons weggeraak het, of omdat ons verlore is in 'n donker woud, of so iets nie, maar omdat daar dinge rondom ons gebeur wat ons nie weet wat aangaan. So ons verstaan nie. Ons is nie in beheer nie, en dan voel ons verlore. En dan kom die vraag, die jongste broer, die broer, jou broer, het teruggekom, en ons vier fees. Jou pa het gesê, ons slag die vetgemaakte kalf, dat ons kan fees. Nou is hierdie die oudste broer nog meer verlore. Want, ek is nog die hele tyd hier. Hierdie oukie, hierdie broer van my, wat ek eintlik nie eens my broer wil noem, is eenskielik terug. Hy het nie net my pa nie, maar ook my erfporsie, ons as familie se geld, se besittings, spandabelrig gaan vermors. En nou is hy terug en nou word daar partytjie gehou. Hy is nie net terug nie, hy word weer aanvaar as 'n seun in die huis. Hy word, boonbehalwe dat hy aanvaar word as 'n seun, word hy verwelkom op 'n manier wat ek na smag, ek wat nog die hele tyd hier was, ek na smag om dat daar oor my ook bietjie fees gevier word. So ek voel nou nog meer verlore. Hoe is dit dan nou? Hoe werk dit dat ek wat nog die hele tyd hier is, nie dieselfde voorregte geniet as hierdie ou wat nou alles gaan vermors het, eintlik nie 'n seun mag wees nie, eintlik nie meer my broer veronderstel is om te wees nie, dat hy al hierdie voorregte beter, meer as my eie voorregte, dit maak nie vir hom sin. So hy voel verlore want hy weet nie wat aangaan nie. Nou voel hy nog verder verlore, want hy kan nie verstaan hoe dat dit regverdig is. Identifiseer julle daarmee nie? Almal van ons doen. So daai verdeeldheid wat veroorsaak word in die idee van verdienste, kom baie duidelik na vore in dit wat Jesus hier vertel. En toe die oudste seun kwaad geword het, toe sê hy, typies, ek weier, ek sal nie in die huis ingaan nie, want hiermee wil ek niks te doen nie. Dis verkeerd wat hier aangaan. En nou wil ek vanmôre vir julle sê dat dit wat hier gebeur, en dis eintlik 'n stuk rebelsheid. Kom ons noem dit eers. Dit is 'n rebelsheid. Dis nou tipies soos wat tieners eintlik optree. Almal van ons was daar, of het al kinders in ons huis gehad, dan ruk hulle kyk op 'n krul en sê, ek is nie honger nie, ek sal nie eet nie. Nee? Ons ken dit, nee? Of ek kan verskeie voorbeelde opnoem, en julle kan nou sommer self met hom voorbeelde dink. Nee? Dit is nie soos wat ek dit wil hê nie, dan ruk ek my kyk in 'n krul, en dan op die een of ander manier dan rebelleer ek. Hier so baie glimlag mee, want almal van ons identifiseer dit. Vriende, dit gebeur nog steeds onder volwassenes. En die ergste van alles is die feit dat dit gebeur in die kerk. Daai droom, hy het iets gesê waarvan ek nie gehou het nie, ek weier, ek sal nie kerk toe gaan. Of ek het verlede week gesien wat Piet gedoen het by die braaivleis.
Hy skyn heilig. Ek weier, ek sal nie saam met hom in dieselfde bank sit. Ek sal nie kerk toe gaan. Dit is dieselfde. Hierdie kinderagtige rebelsheid. Want iemand anders verdien volgens my nie die feit dat God oor hulle die son laat skyn. Ek weier. Ek sal nie weer 'n sosiale funksie bywoon waar Koos is nie. Rebels. Want Koos het op die een of ander manier het hy iets gesê of iets gedoen of dalk iets nie gesê of nie gedoen nie. Wat heeltemal teen my verwagting was. En nou wil ek die reëls maak van Koos mag daarom nie vreugde in sy lewe hê nie. Hy mag nie 'n sosiale funksie gaan bywoon of deel wees van 'n sosiale groep nie. Want ek bepaal volgens my reëls dat hy nie daar mag wees nie. Hy verdien dit nie. En dan cut to nose to spite of face. Daarom, omdat ek weet dat hy daar gaan wees, in my rebelsheid besluit ek gaan dan nou nie. In die kerk is daar 'n klomp gemeentes wat dit doen. Die dolerende gemeentes. Hulle sê, ons onttrek ons geld van die synode af, want die synode doen dinge nie volgens ons reëls. Dit is eintlik waar. Nou weet ek, gaan ek nou weer pak slaap kry, omdat ek sê dit op sosiale media. So kan. Dit het nie ontgedruk toe ek klein was, ek bang het. Maar dit is presies wat gebeur. Dit is nou, en baie keer in ons huise, ek probeer dit vir my dogtertjie ook weer. Dit help nie, jy raak kwaad vir iemand anders, en dan ontsê jy jouself jou eie vreugde. Dit is soos om gif te drink en te hoop dat die ander persoon gaan dood. Dit is dieselfde. En dit is wat die oudste broer hier doen. Hoekom? Want hy is verlore. Op 'n ander manier. Maar hy is net so verlore. Verlore in die sin dat hy besluit dat die jongste seun nie verdien om weer 'n seun te word nie, terwyl sy pa nou heeltemal anders optree as wat hy sou wou verwag het. En dan, wat doen die pa? Net soos wat die pa uitgehardloop het om die jongste seun wat verlore was fisies in 'n ander land, nou terug is, net so gaan die pa uit na sy tweede verlore seun toe en gaan praat mooi met hom. En gaan probeer om hom weer terug te kry op die pad, sodat hierdie seun ook sy pad weer kan terugkry, nie noodwendig huis toe nie, maar na sy pa se hart toe. Want sy pa het nooit weggeloop nie. Sy pa het nooit gesê, hy self het die pad na sy pa se hart toe verloor. Ongelukkig gebeur dit vandag so baie onder volkere, onder nasies, onder wêrelde of wêreldlande, en dan breek daar oorloë uit. En dan is ons hartseer daaroor, en ons bid daaroor, en ons vra dat daar weer sal vrede wees. Terwyl in my eie huis praat ek nie met my broer. In ons eie huise doen ons dit met ons families. In ons eie huis, hierdie huis, praat ek nie met sekere gemeentelede. Ons is net so verlore. En het ons nodig dat die pa, ons pa, God,
ons toe kom en ons weer kom terugbring huis toe, na die Vader hart toe, dat ons kan besef maak, dis nie ek wat die genade uitdeel. En dan het ons altyd hierdie verskonings. Hierdie verskonings wat eintlik baie veroordelend is. Maar, en dan sê ek, hoekom ek dink, die pa verkeerd optree. Die verlore seun se opinie, die oudste ene, ek is nog altyd vir pa soos 'n slaaf. So eintlik sê ek het nog altyd reg gedoen. En dit, my optrede en wat ek gedoen het, was ek nog altyd reg. Ek was nog altyd in lyn. En nou dink ek by myself, sien hierdie prentjie, die pa wat die seun eintlik half met vlak trane in sy oë kyk en sê, is dit hoe jy jouself sien? Is dit hoe jy voel dat jy geleef het? Het jy regtig hierdie idee in jou kop dat jy verdien dit op grond van die feit dat jy soos 'n slaaf is? Dink jy verdien jou huis, my liefde, jou vooruitgang? Dink jy verdien dit? Kry jy jouself so jammer dat jy jouself as 'n slaaf, jouself 'n slaaf noem? Dat jy dink dat jy hierdie wette moes nakom en nou omdat jy jouself so sien, nou veroordeel jy jou jonger broer op grond van jou eie identifikasie. En op grond van daai oordeel bepaal jy wie die reëls nakom en wie die reëls nie nakom nie. Ek het nog nooit daai reëls neergelê nie. Ek hoor eintlik half, en ek doen dit nou met respek en ontzag, God wat sê, ek het nie gesê, jy moet 'n slaaf wees nie. Jy doen dit uit jou eie keuse uit. My huis se deur is nog altyd oop. My hart is nog altyd oop. Dit wat ek vir jou wil gee, dit wat ek met jou deel, is nog altyd verniet. Dis hier, dis nie. Dis jou. Die pa sê, dit wat myne is joune. Die pa het nie nodig gehad om 'n bok vir die seun te gee om geslag te word, sodat hy kon braai nie. Hy kon net vir sy pa gesê, hy sê, pa, ek slag Vrydag 'n bokkie, sodat om Saterdag 'n bietjie kan braai. Maar nou probeer hy die pa manipuleer deur sy reëls wat hy maak, om vir die pa te sê hoe verkeerd die pa is. En nou dink ek, wie is dan nou eintlik die verlore? Sy pa sê vir hom, jy is altyd by my. Alles wat ek het, is ook joune. Jy het nie nodig om so te voel. Dit is nou grappig maar ek en ieder het gisterand 'n ding gesien op sosiale media. Iemand wat vir iemand anders sê, gaan ek jou met 'n kompas gooi of van dieselfde rigting kry?
hierdie pa kon dit net so wel vir sy seun gesê. Gaan net met 'n kompas oor gaan jouself reg kry. Waar is jou gedagtes? Hoekom voel jy soos jy voel? Is dit my skuld? Of is dit jou eie gedagtes? Ek het nie een van julle twee weggejaag. Nooit. Ek het nie een van julle twee ooit verbied, enigiets verbied. Maar hy is nog altyd hier. Jy tussen albei is veronderstel om dit die beste te doen. Want jy was nog altyd hier. En hy die rebelsing van daai oudste seun kom vanuit sy manipulasie. Hy wat die pa wil voorskryf. Hy wat die res alles wil voorskryf. En dan is die vraag maar, waartoe is jy geregtig? En wie bepaal dit? Sien, wanneer hierdie geregtigheid waarop ons wil aanspraak maak, en die sin daarvan dat ons sê, maar daai een is nie geregtig daartoe nie, op grond van my veroordeling, dan vernietig dit verhoudinge. Jy help daai persoon nie reg nie, jy vernietig die verhouding. Dit is nie andersom. Maak nie saak wat die verskoning is, wat jy jouself probeer wys maak. Jy vernietig die verhouding. Soms doen die ander persoon dit, omdat hulle besluit dat dit wat jou toekom, dat jy nie daartoe geregtig is nie, op grond van hulle vooroordele. Dit is so. Maar die blaamverskuiwing wat plaasvind, kyk, dit is van die begin af die mens se ondergang. Adam het gesê, dis Eva het gesê, dis die slang, en toe het God gesê, ek wil nie verder luister. Want nie een van julle wil verantwoordelikheid van. In 'n gebroke huis, waar twee susters nie met mekaar praat nie, maar sy het dit gesê, dan sê dan, maar jy het dit gesê, nee, jy het dit gedoen, nee, jy het dit gedoen. Jo. En in die tussen, altyd kom by dieselfde ma se huis. En dit kweek wrokke in mekaar se harte. Want nêrens in daai hele gesprek is 'n stuk kompromie of toekomendheid of kom ons skep vir mekaar ruimte. Dit gebeur. En dan is daar bitterheid en woede en uiteindelik bly die een in Natal en die een bly in die Wes-Transvaal en hulle kom nooit by mekaar uit nie. Of hulle bly in dieselfde gemeenskap, maar hulle groet mekaar nie eens in die straat. En nou wil ek jou vanmôre vra, as jy die storie sou skryf of sou vertel, of jou storie sou skryf, wat sou jy graag wou hê
moet die einde van die verhaal wees. Hoe sou jy die einde wou skryf? Dit begin gewoonlik met once upon a time, maar sal jy graag wil hê dit moet eindig met they lived happily ever after? En as jy dit so wou hê, en jy die pen in jou hand, wat is die volgende hoofstuk? Jy wat in hierdie kerkbanke sit, wat menig male al gehoor het van die genade van God, wat menig male al nagmaal gebruik het, ensovoorts, ensovoorts. Jy wat 'n verhouding met die Here het, wat sou jy in die volgende hoofstuk skryf, sodat dit kan vorder om uiteindelik by happily ever after uit te kom? Wat sou jy skryf? En as jy net daar sou skryf, my broer, kom maak vrede met my. Is dit waar in jou lewe? Of ek en Piet kan weer in dieselfde banke sit in die kerk? Is dit waar van jou? Is jy aktief besig om daaraan te werk, om weer saam met Piet op die bank te sit? Die pa is uiteindelik die een wat konsekwent opgetree het teenoor al twee die seuns. En al twee was ewig verloor. Die probleem is nie die pa. In ons verhaal is die probleem nooit God nie. God is ewe lief vir jou en vir Koos. God is ewe lief vir jou en jou broer. Onthou, God se genade word nie toegeken op grond van 'n pryskrif. God se genade word nie verdien op grond van meriete, dan is dit nie genade. En ek is daarvan oortuig, as ek en jy meer fokus die feit dat ek God se genade kry, omdat dit genade is, gaan ons heel moontlik minder reëls wil maak, waar volgens ons dink ander mense gemeet moet word, sodat God se genade vir hulle ook 'n werklikheid kan wees. En kan ek jou waarborg, jou uitkyk op Koos, of jou broer, of jou suster, gaan bietjie anders begin. En gaan jy besef, net soos wat jy nodig het om op hierdie banke te sit, so het hulle dit ook nodig. En gaan jy na 'n partytjie toe gaan, en saam gaan kalf eet, en saam gaan dans, want dan sal jy net so bly wees oor die feit dat jou broer weer tuis is. Kom ons. Here, dankie dat u genade van u afhang, nie van ons. Dankie dat u genade, Here, nie gewerk soos 'n prys het, Here, op grond van meriete, waar ons dit verdien nie, want dan sal niemand van ons die prys het kon bywoon nie. Ons wil tog vra, Here, dat u ons sal help, om net weer 'n bietjie ons eie hart in lyn te kry met u hartklop.
Dankie Here dat ons in lydenstyd kan fokus op 'n paar dinge wat ons bietjie moet regmaak. Anders gaan ons lydenstyd wat verbygaan met die idee dat ek het nie deel aan dit wat aan die kruis gebeur het. Here, ons bid dat met U nou in lydenstyd weer ons ook sal rigting. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan staan vir ons slotsang. Dit is die 478 vers 1 tot 4 op vaste fondamente. En dan bly ons staan vir die seëningsspraak aan die einde en onthou die dank vir die kollekte voor by die deur opgaan. Dalk help julle mekaar om saam weer die regte pad huis toe te kry. Dieselfde pad wag vir albei van julle met oop arms. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, lyding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou
en tot in alle ewigheid.